Kyk of is jou noemers dieselfde, herlei die noemers om dieselfde waarde te hê, skryf jou noemer, trek die tellers af, kry jou GGD en vereenvoudig jy breuke. Breuke hoef jou nie te breek nie. Hierdie is die een plek wat jy actually die meerderheid van jou punte bymekaar kan maak. En in vandag se video sien jy hoekom breuke optel en aftrek eintlik maklik is. Geniet die video. So net voor ons die breuke aftrek, vlugtige hersiening. Egte breuk, teller, kleiner as my noemer. Byvoorbeeld 'n 3/4. 'n Onegte breuk, teller, groter as my noemer. Soos byvoorbeeld 4/3. Voltooi die volgende bewerkings met breuke. So 7/3 minus 1/3. So dit is 'n onegte breuk minus 'n egte breuk. Ek het altyd 'n 3 of 4 stap proses afhangend van of my noemers dieselfde is of nie. Eerste stap gaan wees, ek kyk of is my noemers dieselfde. As my noemers dieselfde is, kan ek my noemer net so skryf. Ek trek die tellers af en ek gebruik 'n GGD om te vereenvoudig om my antwoord in die eenvoudigste vorm te skryf. Kom ons doen dit. My noemers is dieselfde. So wat is my noemer? Dit is die getalletjie aan die onderkant van my breuk. In die geval het ek 3 en 3. So is my noemers dieselfde? Ja. Dan skryf ek my noemer net oor, so 3. Okay, so ek het 7/3 minus 1/3, so op die einde gaan my breuk as 'n derde, een of ander vorm van derdes voorgestel word, en ek trek my tellers af. 7 minus 1 is 6, so ek het 6/3, 7/3 minus 1/3 is 6/3, en dan gaan kry ek my grootste gemeene deler, my GGD, wat kan in 6 en in 3 indeel, en wat is die grootste getal, en dit is 3. Ek gaan net daai pen bietjie fyner maak. So ek gaan deel bo deur 3 en ek deel onder deur 3. 6 gedeel deur 3 is 2. 3 gedeel deur 3 is 1. 2 op 1 is 2. Antwoord in sy eenvoudigste vorm. Punte toekenning. 1 punt daarvoor dat jy alles gaan skryf het as derdes en 1 punt daarvoor dat jy jou antwoord in sy eenvoudigste vorm gaan skryf het. 2 punte in totaal. 9 op 10 minus 4 op 10. So ons het bietjie groter getalle waarmee ons nou werk, maar die beginsels bly presies dieselfde. Jy hoef nie te stres nie. So wat gaan ons nou doen? Ek het 9/10 minus 4/10. Is my noemers dieselfde? Ja, my noemers is dieselfde. So dan skryf ek my noemer. So ek werk in tiendes. En nou trek ek my tellers af. 9 op 10 minus 4 op 10. 9 minus 4 is 5. So ek het 5 tiendes. Weereens, omdat my noemers beide tiendes is, bly my noemer net 'n tiende. Ek gaan kyk wat is my grootste gemeene deler, wat gaan in 5 en in 10 in 5, en ek gaan deel bo en onder deur 5. Jy hoef nie daai deel 5 te skryf nie, jy kan dit sommer in jou kop doen. 5 gedeel deur 5 is 1, 10 gedeel deur 5 is 2, so daai antwoord is 'n half. 1 punt daarvoor dat jy jou noemers dieselfde gaan maak het, of dat jy net gaan skryf het wat die vereenvoudigde breuk is, of die aftrekking, en dan 1 punt daarvoor vir jou antwoord in die eenvoudigste vorm. 2 punte. Volgende een, onegte breuk, 6/5 minus 3/15. Okay. So, presies dieselfde stappe. Nou het ons 'n 4-stap proses, want ons kan sien dat die noemers nou nie dieselfde lyk nie. Ek het 6/5 minus 3/15. So is my noemers dieselfde? Nee. Wat moet ek nou doen? Ek gaan herlei my breuk sodat my noemers dieselfde is. En met dit verwys ons spesifiek na hierdie gedeeltetjie. So jy gaan altyd jou breuk wat die kleinste is, gaan vereenvoudig na die groter een toe, of as jy kan, gaan jy jou breuk wat 'n groot noemer het, vereenvoudig na die enetjie wat kleiner is. In die geval kan ek nie regtig iets gaan doen met die regterkant nie, omdat my tellertjie net 3 is. So stap 1, hoe herlei ek? Ek kry my noemers dieselfde. Daai is wat ons wil hê. Hoe kry ek my noemers dieselfde? Ek kyk, wat is die kleinste gemeene veelvoud tussen 5 en 15? Nou gaan 5 in 15 in? Ja, 3 keer. So my kleinste gemeene veelvoud is 15. So wat kan ek doen? Ek kan my 5 gaan maal met 3, en wat ek onder vermenigvuldig, moet ek ook bo vermenigvuldig, om die breuk in verhouding te hou. 6 maal 3 is 18, 5 maal 3 is 15. En nou lyk dit vir my beter, want my noemers is nou dieselfde. So die vraag is nou weer eens, is my noemers dieselfde? Yes, my noemers is nou dieselfde.
So daai het ons gedoen. So nou gaan skryf ek my noemers, of ek gaan skryf my noemer, so ek wil alles op die einde my antwoord hê as 15des. So 18 op 15 minus 3 op 15. Noemers is dieselfde, ek trek my tellers af. 18 minus 3 is 15. En 15 op 15 is 1. 15 gedeeld deur 15, 1. Okay, punte toekenning. Punt daarvoor dat ek my eerste breek gaan herlei het. Punt daarvoor dat ek afgetrek het. Punt daarvoor dat ek my antwoord in die eenvoudigste vorm het. 3 punte. In die volgende video gaan ons kyk na bewerkings waar die noemers glad nie dieselfde is nie. Ons gaan nog steeds aftrek. En dan eindig ons al met 'n lekker gemengde getal. So daai videoetjie sal sommer nou opkom, klik net op die thumbnail waar hy opkom en dan vat hy jou direk na die volgende video toe. En as hierdie video jou gehelp het en jy geniet dit, deel dit met jou vriende, like, subscribe. Dit help ons om meer mense te bereik en ons commitment aan jou bly altyd dat wanneer jy ons like, ons video's like en ons subscribe op ons kanaal en jy help ons om te groei, het ons die vermoë om beter toerusting te koop, beter video's te maak, meer mense in ons span te hê, vinniger inhoud uit te kry en op die einde wen jy al die pad, want jy kan vinniger versterk in jou wiskunde. En dis letterlik ons doel, is om jou so sterk en gemaklik as moontlik te kry, om goed te doen in jou eksamens, goed te doen in jou toetse en 'n ongelooflike suksesvolle volwassene te wees eendag. Geniet die volgende video.